is lekker om soveel van julle by mekaar te hê, dit is altyd heerlik. Maar ek dink is ook 'n slag nodig dat ons vir ons kinders ook moet sê, "Jong, ons is so bly as julle hier is." En dit is ons lekker om te weet julle is deel van ons is deel van julle. En ek glo dat julle ook sommer net 'n baie lekker en besonderse dag gaan wees. Ek het nie baie afkondigings nie. Maar iemand het my gevra, ek moet tog vir die vrouens vra. Of julle nie tog 'n bietjie wil kyk na die naweek die 6de tot die 8de Maart. Dis nou, ek dink dis omtrent op die August naweek, is ek reg? Dis nou wat 'n pappie op die bicycle is Kaap toe en jy kan die vroue kan by. Is dit reg so? Dan weet die mans ten minste waar die vrouens is. Ek wil maar toch net vir julle sê, die spreker wat daar gaan optree is Dominee Willem Fourie. Hy noem homself, hy is van Coach to Life. Coach to Life. En die onderwerp of die tema van die naweek gaan wees 'n nuwe lewe vir jou en vir die mense rondom jou. 'n Nuwe lewe vir jou en die mense rondom jou. Dit is 'n goue geleentheid dat 'n mens 'n bietjie die kinders by pa afgee. Is dit reg? Kinders by pa afgee, julle gaan van die naweek 'n bietjie daar na Meloa toe en gaan geniet sommer net 'n bietjie 'n wonderlike geestelike groei geleentheid. Dan wil ek ook vir julle vra dat jy sommer moet omblaai, as jy sien daar is 'n klomp name wat ons voorbereiding voorvra mense wat die afgelope week in die hospitaal het reg gemaak het. Dan kan ek maar net vir julle sê, as jy daarvoor verbid in die afgelope week, het jy glad nie jou tyd gemors. Glad. Dis van die persone wie se name hierop verskyn wat in hierdie week by die dood omgedraai het. En wat vandag nuwe mense is. Een van hulle wat by die dood omgedraai het, is al die volgende dag geslag. So ek wil net vir julle sê, ons moet steeds mekaar ondersteun en mekaar ook in gebed dra. Maar ek wil ook dan nou by dit voeg. Belie besuiderend het ingegaan vir een of ander rugprosedure, maar sy is nou verskuif van hospitaal, het nou onder 'n internis beland, en dit lyk vir ons asof haar hartkleppe verkalk. Ek wil sommer net vir julle vra dat julle asseblief spesiaal ook vir haar sal bid. As julle nou Wim Del se naam sien, dan weet julle Wim het 'n rugoperasie gehad, maar ek het hom toe gister aangestel as die evangelis van daai hospitaal. Want hy reken oral waar hy bid word die mense gesond. Bid is hy baie seën op sy voorbidding vir die mense vir wie hy ook intree, en is wonderlik om ook daardie belewenis en daai ontdekking te hê, en te sê kom, hy moet aangaan daarmee, ek hoop hy moet 'n gehuis doen. Dan Gerard van Staden se pa het die afgelope week gehoor dat hy kanker onderlede het. Gerard, sê ek nog hier ons hand, dat hy ons net weet waar is hy daar agter sit, Gerard. En dan Rosel Oosthuizen, Rosel is jy vir opgedies. Rosel Oosthuizen se ma skryf sy my gisteraand baie laat. Haar ma het in 24 uur se tyd van 'n gesonde vrou tot 'n sterwende vrou verander. So ek wil maar net vir julle ook sê, hulle woon daar in blok R1. En dan het ons ook goeie die Stefan en die Alfreda Esterhuizen. Hulle dogtertjie word weer vanmôre gebore, nie geopereer gebore. So ek wil net so ook vir julle daardie inligting met julle deel. Ek weet nie of dit iets anders is nie, ons het ons daarom die vrymoedigheid, is iets wat ons dalk net vergeet het. Jammer as ek nou dalk het jy vir iets gesê, maar ek het daarvan vergeet of nie, dink jy nou daaraan nie? Is alles reg? Goed. Baie dankie. Ek gaan nou so met hierdie. Ons het nie direk na die georganiseerde groep lofprysing soos gewoonlik nie. Ek gaan sommer nou vir jou vra. Kom ons maak ons Bybelskool by 2 plekke. By 2 plekke. Janko, jy moet maar sê wanneer die kinders daar na jou toe kom. Ek sê nie vir Janko nie. Ons gaan die Bybelskool maak by Matteus, as nog by die kinders kan, maar julle kan maar na Janko toe gaan. Hy baie lekker. Hier hoor hy so. Dis warm ook, julle bykom. Kom ons sê al die kinders, julle kan daar na Janko toe gaan. Ons gaan die Bybelskool maak by Romeine hoofstuk 12. En ons gaan opmaak by Openbaring hoofstuk 3. Romeine 12 en Openbaring 3. Ek gaan ook na ander teksgedeeltes verwys, maar ek gaan nie dat julle dit alles opsoek nie. Maar kom ons moet ons aandag verloop. Romeine 12 en Openbaring 3. Julle kan het gou net daar opsoek.
erediens begin met die woorde van 'n vrou wat ons almal baie bewondering voor het. Haar naam was Rut. En haar woorde, dink ek, bring ons vanoggend uit ook by ons boodskap, by ons tema. En die tema handel vanoggend oor verbintenis of oor commitment. Nou, ek het op 'n stadium so by einde verlede jaar verstaan dat die woord commitment is wel nou 'n erkende Afrikaanse woord. Is daar iemand wat dit kan bevestig? Nou weet ek net nie of mense met 'n C of met 'n K spel, maar ons gaan vanoggend stil staan by die hele kwessie rondom toewyding aan God of verbintenis aan God of dan nou commitment. En ek wil graag die woorde van Rut gebruik om hierdie erediens mee te begin, sodat ek en jy so 'n bietjie kan dink oor wat is my verbintenis? Wat is my commitment met God regtig? En ek het vir my geestelike leiers gevra asseblief, moenie net vir my bid wanneer jy besig is nie, maar en ook nie net vir jouself bid nie, maar bid regtig dat hierdie woord se diepte in elkeen van ons se hart inwerk. Want ek wil amper sê, boys, kom ons sê dit vir mekaar, ons hoor dit baie, maar dit kan wees dat vandag 'n heeltemal 'n nuwe dimensie in 'n mens se verhouding met God oopsluit. En ek dink ons kan ook maar sê dat vir baie van ons is geïrriteerd met ons verhouding met die Here. Jy bly onvergenoegd eintlik, want dis asof dit net nie wil regtig wortel skiet en regtig wil grondvat en regtig wil betekenis hê. So kom ek gebruik hierdie woorde waar Rut sê, moet my tog nie dwing om van U af weg te gaan en om te draai nie. Nou luister hierdie woorde. Miskien ook my en jou woord vandag aan 'n lewende God. Want waar U gaan, sal ek gaan. Waar U bly, sal ek bly. U volk is my volk, U God is my God. Waar U sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here. Net die dood sal ons skei. Nou dit laat my ook sommer dink in terme van jou verhouding met die persoon wat langs jou sit met wie jy dalk al lank al getroud is. Ons sou ook vanoggend kon vra, hoe sterk is daai verbintenis? Is dit nog vir elke man en elke vrou 'n uitgemaakte saak dat ek aan my man en aan my vrou of aan my lewensmaat verbind is? En ek dink dis baie mooi woorde om dit mee te kan herhaal. U volk is my volk, U land is my land. Waar U sterf, sal ek sterf. Daar waar U bly, daar sal ek bly. Verstaan? Nou, kom ons dink dan nou ook vanoggend, as ons hierdie erediens begin, dan vra ek myself af en jy vra jouself ook af. Hoe lyk dit regtig met my verbintenis tot God? Kom ek bid saam. Here, ons God. Dis 'n wonderlike voorreg om in die sagtheid van hierdie ontmoeting met U te doen te hê. Bedoelende Here, ons is nie hier omdat dit 'n situasie is van veroordeling, van vertrapping, van beklei, van stryd of wat ook al. Here, ons het hier ingekom en ons het U sagtheid in mekaar beleef. Ons het U geduld, ons het U genade in mekaar gevind. Maar ons sit ook vandag hier as U gemeente, vir wie U 'n dierprys betaal het, maar vir wie U baie lief het. Vir wie dit saak maak oor hoe ons leef en hoe ons oor U voel en hoe ons oor U dink. En daarom wil ek sommer net vanoggend ook hier dan hierdie erediens kom bid en vra, Here, kom trek ons elkeen nader. Ons en ons kinders, trek ons nader aan U, sodat ons ook, Here, 'n intieme verhouding met U kan hê. Nie net 'n kopverhouding, maar natuurlik ook nie net 'n hartverhouding, maar 'n kop en 'n hartverhouding, waar ons U ken, maar waar ons ook U beleef. So Here, ons vra in die naam van die Here Jesus, dat U hierdie erediens en die verkondiging van die woord en ook vir hom
wat sy geloof hier gaan kom bely. Here, dat U dit alles in die diens sal neem, alles sal seën en alles sal gebruik. Ons bid dit. Want Jesus Christus het die pad vir ons oopgemaak na die Vader, en ons weet as U met ons oor verbintenis praat, dan is dit omdat U, Here, jaloers is op ons. Omdat U, Here, vir ons naby aan U wil hê. Omdat U vir ons lief het en U wil hê ons U ook so moet lief hê. So ons bid, Here, seën ons vandag ook hier in U teenwoordigheid. Ons bid dit in die naam van die Vader, ons Vader, in die naam van die Seun, ons Verlosser, in die naam van die Heilige Gees, ons Trooster. Amen. Geliefdes, jy sal vandag ook genade en vrede ontvang. Jy sal ook vandag naby aan God kom en hoor en luister dat die Here met jou werk, dat die Here met jou praat. Jy sal ook beleef dat dit vir jou is, vir jou bedoel is. Dat die Here nie by jou verbygaan. So daarom bid ek ook saam met julle dat die woord van die Here vandag ook lewend en kragtig in elkeen van ons sal werk. Mag die Here jou seën, regtig seën, met vrede en met 'n groot stuk barmhartigheid en baie liefde. En die antwoord daarop? Amen. Kom ons lees, kom ons lees daardie teksgedeelte. Maar voordat ons lees, wil ek vir ons orateur vra dat ons na ons eerste skyfie toe gaan. Kom ons probeer net voeling behou met die reeks waarmee ons besig is. Ons gaan vandag kyk na die tweede sleutel en ons het verlede Sondag het ons gaan stilstaan by hierdie eerste sleutel, naamlik afhanklikheid. Ons ken dit almal, ons weet almal dat die Bergpredikasie Matteus 5 begin met die woorde welgeluksalig, baie gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou jy sal sien daar op die skerm. Ons het in daai sin, in daai teks het ons 'n Griekse term raak gelees met die naam petesso. Petesso. Wat beteken dat afhanklikheid beteken om voor God te buig. Of om laag voor hom te kniel. Of selfs om voor hom te kruip. Ons het hier van mekaar gesê, geliefdes, ek dit kom uit daar in die laaste sinnetjie. As 'n mens God nodig het, dan sal jy gered word. Maar 'n mens wat die Here nie meer nodig het nie. Nou kan jy dink dat al jou kollegas by die werk en die ouens in jou vriendekring en jy kan dink aan jou eie familielede. Wat is die rede, die primêre rede waarom mense nie meer belangstel in God nie en waarom mense nie meer belangstel in die kerk van die Here Jesus? Is dit nie, maar ek vra maar net, is dit nie dat hulle juis nie meer God nodig het? Iemand hier in my een oggend ry vroeg met die fiets uit, ek het dit vertel, en toe ek terugry huis toe sit die persoon by haar leenhuis onder 'n boom en bid. En ek stap na die persoon toe, en sy was hartseer oor iemand in haar geleedere, wat eenvoudig hierdie houding het van ek het God nie meer nodig nie. En wat sy kinders ingeroep het en gesê, ek vra verskoning dat ek julle in die Christelike godsdienst grootgemaak het. Ek vra verskoning dat ek julle bekend gestel het aan God self en aan die Here Jesus Christus. Ek trek dit terug. En die persoon sê vir wie Anton, daai mens was nog nooit op sy of haar knieë nie. Daai mens staan nog te sterk op sy of op haar voete. En ek gaan vir daai persoon vra, is dit nie maar die rede waarom hy God verwerp? Omdat hy reken hy God nie nodig het. Ek gaan met daai persoon toe. Ek wil vir julle 3 foto's wys, voordat ons nog gaan lees, ek wil vir julle 3 foto's wys. Wat ek nou daar aan die kant raak geloop het, en ek wil dit vir julle terugwys. Die eerste een, dit gaan hier oor Matteus 11. In Matteus 11 vers 20, staan daar 'n verstommende woord. Weet jy, dis 'n ontstellende woord, en ons kan dit vandag toepas op ons eie lewe. Dit gaan oor verbintenis, en ek wil sommer net dit met julle deel. Hier in Matteus 11 vers 20, sê die Here Jesus self, ek wat was hierdie moeilike woorde, hoor 'n bietjie, hy sê, toe het Jesus die dorpe waar hy die meeste van sy wonderwerke gedoen het, begin verwyd, omdat hulle nie bekeer het. En dan sê hy vir daai 3 dorpe, hulle name is Chorazin, Bethsaida en Kapernaum. Daai eerste foto is die foto van Chorazin. Ek
bus uitgeneem. Kyk net wat het oorgebly van Chorazin. Julle gaan met my saamstem, dit lyk glad nie mooi. Ek het nie vir Betsaida gesien nie, maar die volgende foto is die van Betsaida. Dis min of meer hoe dit by Betsaida lyk. As jy mooi kyk, sal jy die ruïne sien. En dan die volgende foto wat ek vir wys is die van Kapernaum. Nou weet jy wat sê die Here van daai dorpe? Hy sê daai 3 dorpe het hulle nie aan God commit nie. Hoor wat sê hy so? Hy sê, elende wag vir jou Chorazin, elende wag vir jou Betsaida, as in Tyrus en Sidon die wonderwerke plaasgevind het, wat die hele plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy Kapernaum, dink jy sal tot die hemele toe verhoog word. Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal. As in Sodom die wonderdade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. Wat gebeur hier so? Here Jesus vergelyk 3 Joodse stede daar rondom die see van Galilea, Chorazin, Betsaida, Kapernaum, waarvan daar vandag net 3 Judes is. Vergelyk het met 3 nie-Joodse stede, Tyrus, Sidon en Sodom. En hy sê, by daai 3 Joodse stede, ten spyte van al die wonderwerke, het hulle, rede, dis die hartseer, het hulle nooit tot God bekeer. Hulle het hulle nooit aan die Here verbind nie. Alles gesien, alles gehoor, alles beleef, hoe dis wonderlik, hoe dis mooi, maar dit pas te draak my nie. As ek nou Romeine 12 vir jou lees, gaan ek nou al vir jou sê, weet julle wat is die grootste gevaar in die kerk van die Here Jesus? Nie die antichrist. Nie die moslim. Ek en jy. Kom ons sê dit vir mekaar. Die grootste gevaar wat daar in die kerk van die Here Jesus kan wees, is dat ons hoorders word en selfs praters word, maar nooit daders. Kinders, dis 'n gevaar dat 'n mens al die regte goed altyd hoor. Dit is nice en ek troos my daarin. Maar kyk hoe lyk die ruïnes van Chorazin, Betsaida en van Kapernaum. Daai ruïnes, wil ek vir julle sê, is vir myself 'n simbool van miskien my eie lewe. Dis 'n simbool van doodsheid, van vernietiging, van iets sonder enige einde. Nou, kom ons gaan nou saam na die woord van die Here toe. Kom ons lees Romeine 12 vers 11. Ek kan dit sommer op die skerm ook dan lees. Kyk 'n bietjie wat sê Romeine 12 vers 11. Ek hou nie, onthou dat die skerm is nie daar dat jy nie jou Bybel moet bring nie. Jy moet in jou Bybel krap, want ek sê dit nou vir julle vandag. By elke begrafnis waarby ek al betrokke was, het jou familie gaan terug na jou Bybel toe, om te gaan kyk wat was vir jou kosbaar, en dan vra hulle vir my, preek asseblief daar net. En mag dit net gee dat dit nie net Psalm 23 is wat onderstreep is nie, maar ook dan Romeine 12 vers 11. Kyk wat staan. Moenie in julle toewyding verslaap. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Nou, niemand is uitgesluit hierby nie, maar as jy in jou, wat Jesus sê, wat boek hierdie week besig was met Bybelstudie, dan jy dit raak gewees. En as jy by jou groep gaan sit het, of saam met jou gesin gaan sit het, dan het jy ook hierdie teks daar raak gewees. En ek wil vir julle vra, kom ons kyk net bietjie, nie net negatief, maar kom ons kyk wat beteken hierdie woord positief. Jy kan dit daar op die skerm ook sien. Positief, is ek so bang, ek sê dit vir jou, maar dit steek nie vas nie. Jy weet ek het ons al een keer vir julle gesê, druk dit net die een oor toe.
sodat dit wat inkom nie meer uitgaan nie. Maar dit kan ingaan en afgaan, hard toe gaan. Kyk wat staan daar. Die Griekse term wat daar gebruik word is die term spoude. As hy dit positief stel, dan sê hy vir ons, be prompt in the spirit. Be energetic in the spirit. Be diligent. Be earnest. Kyk 'n bietjie in Afrikaans. Jy kan dit neerskryf, jy kan dit saam met jou vat, skryf dit in jou Bybel. Hy sê, julle moet mekaar voortdurend aanspoor, of aanmoedig, of aanhuts, om geesdriftig in julle toewyding te wees. Om in jou verbintenis met God, regtig energie te wees. Hy vertaal dit ook met die woord, wees geesdriftig. Dit is heel lekker om te kan sê, gedryf deur die Gees. Nie vleeslik aangedryf nie, nie self aangedrewe nie, maar geesgedrewe. En ek kry dit nie reg nie, en jy sal dit ook nie reg kry, as ek en jy nie gereeld aan die voete van die Here gaan staan en sê, Heilige Gees, inspireer my, want anders kan ek dit nie doen. Dan sê hy, om dan geesdriftig te wees, of om toegewy te wees, beteken dat jy dan inderdaad geesgedrewe sal wees, dat jy vurig sal wees, en dat jy bereid sal wees tot diens. Dit skryf Paulus, luister mooi, vir 'n gemeente wat besig was om te backslide. Wat besig was om in die ou patrone vas te val, of wat besig was om in hulle geesdrif en hulle toewyding aan God te begin afkoel. Daarom in Romeine 12 vers 11 vir ons baie eenvoudig sê, moenie dat dit gebeur. Positief, wees energiek, wees geesgedrewe, wees vurig, wees committed aan God. Aan die negatiewe kant, dink ek moet ons dit ook maar in Afrikaans hoor. Moenie verslap nie. Hoe sou ons dit in Afrikaans sê? Moenie slap wees nie. En ek gaan die res nie sê, jy weet wat het is. Moenie slap wees in jou toewyding aan God nie. Moenie lui wees nie. Moenie in julle geesdrif verslap nie, maar wees steeds in julle toewyding geesdriftig. Nou kan ons onsself evalueer, ons kan net onsself vra. Wat is my toestand? Hoe lyk my verbintenis met die Here? Hoe lyk my toewyding aan God? Kyk wat sê hy nog. Die Griekse term sê dit baie mooi. Me, ook, neroi. Ag, ek is nie slim met die goeders nie. Ek noem dit maar net vir jy kan wakker bly. In Engels, to be tardy, or to be indolent, of, ek ken nie die woord nie, slagvol. Ek sal op my Bybel die groepe Afrikaanse woord die week ontdek, want ek weet nie wat 'n hond met hom gaan maak as jy hom gee. Dit is net 'n totale vreemde Afrikaanse woord. Kyk 'n bietjie wat beteken dit. Moenie traag wees nie. Moenie stadig wees nie. Moenie onwillig wees nie. Moenie lui wees nie. Maar dien jy die Here. Kinders, julle kan my help. Is dit lekker om in graad 8 van die juffrou te hoor? Maar jy is 'n lui dogter. Of as jy hoor die een juffrou sê vir die ander juffrou, daai dogter is 'n lui kind. Dis niks lekker. Dis niks lekker. Maar sê maar die Here dit oor my en jou. Sê maar vir ons 'n getuigskrif skryf. Sou hy dan ons sê, in sy of in haar toewyding, verslap sy nooit. Sy dien my. Hy dien my met geeste, met vuur, met spirit. Nou wil ek die vraag, kom ons lees Openbaring 3. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ek gaan
Wie kan dit weer 'n bietjie gaan nalees as ek wil? In Openbaring 3, en ek kon nie loskom van hierdie teks nie, want Openbaring 3 sê vir 'n mens, hoe lyk dit as 'n mens se geesdrif agteruit gaan? En dit sê vir ons, wat is die redes daarvan? Dis wat die woord sê, nee ek nie, dis wat die woord sê. Lees saam met my daarvan in vers 15 af. Ek weet alles wat julle doen, Openbaring 3:15, bladsy 33. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle nou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspook. Dis negatief. Weg. Kom ons vra vanoggend vanuit hierdie teks vir die Here. Kom ons kyk daar op die skerm. Wat is die redes? Wat is die oorsaak dat 'n mens nou raak? Wat is die redes? Doodgewoon. Die brief is geskryf vir mense en ons is vandag nog steeds mense. Wat is die redes dat 'n mens in jou geesdrif agteruit gaan? Ek wil eers vir iets moois vertel. Weet julle kom praat die Here van nou en van warm en van koud? Dis 'n baie mooi beeld. Kom gee 'n idee. So 10 kilometers noord van Laodicea was daar 'n dorp met die naam Hierapolis. En in Hierapolis was daar warmwaterbronne wat natuurlik genesende krag gehad het op die mense wat daar gaan baai het. Soos maar vol ryk aan minerale en so weer, maar baie doeltreffend vir 'n bepaalde doel. Dan het hierdie warmwaterbronne gevloei na Laodicea toe. Daar het hulle oor kalk en rotse gevloei, ook oor 'n waterval, dit is so 'n tipe van 'n stroomversnelling, en dan het hy van Laodicea verbygevloei en in 'n oostelike rigting gevloei na die dorpie Kolosse. Daai rivier was hier by die bronne, was dit warm en dit het 'n medisinale invloed gehad, en as dit weer by Kolosse kom, dan was dit heerlike, suiwer, yskoue water. Maar as dit by Laodicea kom, dan was dit lou en dit het koud gesmaak en dit het jou nagemaak. En hy gebruik, dit is die wonderlik, en ek dink ons moet 'n bietjie 'n dinskraan vorm en sê, as jy na Bloemfontein kyk, as jy na Bloemfontein kyk, wat in die skrif maak Bloemfontein iets werkliks? Waar lê die aanknopingspunte? Kyk net 'n bietjie na die Here met hierdie visioen. Knoop hy aan met iets wat prakties was. Hy sê Hierapolis se water kan gebruik word. Laodicea, dat Kolosse se water kan gebruik word. Maar hier in die middel, Laodicea, mens word na die wil dit so. Dit was fisies die situasie. En nou vergelyk hy dit met hierdie gemeente se geestelike toestand. Kyk 'n bietjie na. Wat is die oorsaak van die louheid in Laodicea? Kom mense, weet julle, dis wat hier staan. Hy sê, een van die redes waarom hierdie mense lou geword het, of in hulle geesdrif lui geraak het, of traag geraak het, of slap geraak het, was hulle rykdom. Sjoe, is dit soms nog ryk te wees? Nee, jy moet dit nie verkeerd verstaan nie, maar jy moet dit ook reg verstaan. Jy weet dat mense rykdom met 'n manier om jou te beroof van jou sleutel 1 van jou afhanklikheid. Rykdom laat 'n mens op jou eie voete staan. Rykdom tel jou van jou knieë af op. Rykdom maak jou sterk. Die mense in Laodicea, weet julle wat? Dit was die hoofsentrum van die bankwese destyds. En hierdie ons het baie geld gehad, hulle het baie goed gehad. En dan natuurlik het dit by hulle 'n stuk selfvoldaanheid gekweek. Ons is okay. Ons kan doen wat ons wil, ons kan bereik wat ons wil, ons kan droom wat ons wil. Ons is onafhanklik. Daarom die derde punt ook daar. Doodgewoon selftevrede. Ek het net of hier gesê, een van die grootste gevare in die Christendom is ons self. Wanneer ons self nie meer afhanklik is nie, wanneer ons self nie meer God nodig het nie, wanneer ons self nie meer in toewyding leef nie. Nou sê ons self voldaan te wees, alles is in plek, die pensioene, die versekerings en. Ons doen ons eie ding. Weet julle sê dat in 60 na Christus
was daar 'n geweldige aardbewing in Asië. En Laodicea het nie eers die Romeinse owerheid gevra vir hulp om hulle stad te herbou nie. Hulle het hom met eie koste en met eie fondse het hulle stad herbou. Kom ons beweeg verder. Kyk net daardie woorde. Hy kom niks kort. Hulle kom niks kort. Hulle is selfvoorsienend en hulle beleef materiële voorsiening. Hierdie faktore moet ons altyd vir mekaar sê, oppas. Oppas. Dit kan 'n wonderlike invloed op jou verhouding met God hê. Maar dit kan ook 'n mens van die Here af wegvat. Hoe stel mense reg? Wat sê die Here Jesus? Hoe stel mense reg? Kom ons kyk na die volgende skerm. Die Here sê, en nou moet julle mooi hoor, hy sê as jy met iets belê, dan gebruik hy terme wat daai tyd gebruik is. Hy sê, kom koop by my goud. Julle koop aardse goud. En julle belê, julle skep julle gemoedsrus en julle toekoms daarin. Hy sê, maar wag 'n bietjie. Kom koop by my 4 gelouterde goud. Maar oor goud van 'n baie hoër gehalte as dit wat die wêreld jou kan bied. So kom kry by my geestelike skatte. En dis natuurlik hierin opgesluit. En ek kan dit nie alleen ontgin nie, maar saam met jou en jy saam met my en deur die Gees van die Here kan ons die goud uit hierdie woord uithaal en kan ons vir hierdie klomp pragtige jong mense en jong kinders wat hier sit, kan ons vir hulle wys wat is ware rykdom. Want as hy vir Laodicea sê, julle moet by my kom goud koop, dan sê hy vir hulle, julle is so arm. Mense, dit is so. Die gevaar in my eie lewe is net so groot soos in joune. Ek sal saam met jou op die vloer staan en sê ons is op een vlak. Die gevaar is ewig groot dat ons so skatryk kan wees aan materiële dinge en stoffelike dinge dat jy arm is voor God en hy sê, nee, kom belê my. Kom koop by my goud. Nog iets wat hy vir hulle sê, kyk bietjie daar op die skerm. Hy sê, Laodicea, julle het op die skou die eerste prys gewen vir die pragtige swart linne stof wat julle by julle maak. Maar kom koop by my wit klere. Kom koop by my wit klere. Kom trek by my die feeskleed aan. Die feeskleed van die verlossing deur Jesus Christus. En alhoewel, waar lê jou fokus? Waar lê my fokus? Lê dit op die materiële, die tydelike, die blinde goed, die beter goed? Ja, ons is almal lief daarvoor. Maar hy sê, kom koop by my die verlossing. Kom haal dit by my. Ek gee vir jou helder wit klere. Dis deel van jou bekering. Dis deel van jou verbintenis aan God. En dan sê hy laaste ding, hy sê, weet jy wat, julle is so ryk, maar julle is eintlik kaal, julle is ellendig, julle is beklaanswaardig. Dit sê vir Laodicea, en wie om vir hy dood te kon sê, hy is kaal, is 'n verskriklike belediging, want hy mag nooit kaal gewees het nie, en dit is ook 'n skande. Maar hy sê, kom ek klee jou. Kom koop by my dan ook 'n derde ding, kom koop by my ook sal. Een van die bekendste mediese skole was op Laodicea. En hulle was bekend vir 'n baie skitterende oogsalf wat hulle gemaak het. En hulle was bekend daarvoor. Dis seker waar een van hulle groot bronne van inkomste gelê het. Hy sê, maar luister, kom koop by my salf. Kom haal by my die regte oogsalf. Al die mediese hier, wonderlik die salwe en die operasies en alles wat julle doen, is skitterend, ons prys die Here vir julle. Die Here Jesus sê, kom ek gee vir jou oogsalf. Sodat jy die verlossing kan sien. Sodat jy jou afhanklikheid van God kan beleef. Sodat jy, as jy kan sien, met geen ander woorde voor die Here kan staan as om hom te sê, Here, hier is ek gee jou my lewe. Kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 11. Moenie in julle toewyding verslag, bly altyd geesdriftig dien die Here. En nou doen ons vanoggend. Ons het die voorreg om vir Leroe Pool hier by ons te hê. En Leroe het vandag die oortuigingskrag om hier te kom staan alleen. En om vir ons te
werk nie so nie. Hy staan hier omdat die Here deur sy pa en ma, toe hy 'n babatjie was, reeds met hom ooreenkoms gesluit het. Ek wil hê jy moet daai dood beleef, sit dit net bietjie op jou kop, voel net bietjie. Jy's al heel wat ouer as toe. Maar met daai eenvoudige teken, wat aan hom bedien is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met daai spesifieke teken het die Here dit aan hom bevestig. En talle kere, soos wat die kleintjies hier sit, talle kere het die Here aan ouers gesê, ek is nie net jou God nie. Ek is ook die God van jou babatjie. Ja, hy is nog jou babatjie. Hy is die God van ons babatjies. Hy is die God van ons nageslag. Ek het nou eendag iemand gesê, God is 'n God van families. Hy is 'n God van nageslag. Hy verbind hom nie net aan een geslag nie. Hy verbind hom ook aan die volgende en die volgende van die wat hom dien en wat hom liefhet. En hulle roep. Ek wil nie vir die vraag vra nie, maar ek gaan die vraag vra want ek het vir elkeen van hulle ook wil vra. Want dit gaan ook oor kommitment. En as ek nou vir jou vra, wil jy die gemeente met 'n bietjie besluit of hulle ook nog saamstem. Ons kyk 'n bietjie. Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, glo jy nog dat dit die ware en die volkomme leer van die verlossing is? Ja, antwoord is ja, nee. Ons het daaroor gepraat. Wat is die antwoord? Nog ja. Ek wil hê jy moet die eie belydenis afleg en beleef. Dit was nie noodwendig 'n hoogtepunt in die lewe nie, maar sedertdien het jy al talle kere in die lewe nog 'n keer het. Vandag. Die volgende vraag is, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus, en dis 'n wye gemeente, dis nie net die geografiese lig nie, maar beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leerlinge wat daarvan afwyk te verwerp? Antwoord, dit gaan vir jou om die verlossing deur Jesus Christus, die liefde van die Vader en die werking van die Gees. Ja, en nie? Kan jy? 'n derde vraag is, en dis 'n willige ding. Beloof jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Ja. En ek gaan verder vra. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou voor die mense te bely en om aktief aan die werksaamhede van die kerk van die Here Jesus deel te neem? Sien jy kans? Jy drie op hierdie. Hulle het baie van hulle het gejok. Hulle het dit bely. Jy sê ja, 100%. Kan jy nog ja sê? Sê dit dan. Ja. 'n vierde vraag is, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Dit beteken dat as jy nou die pad byster raak en jy's arrogant en jy's wie weet wat, dat ons wel na jou toe kan kom en vir jou sê, Leroe, onthou jy die Aster Februarie 2020? Toe jy vir die wille van die gemeente kon sê dat jy die Here Jesus aanvaar het as verlosser. Hoor, ons kan nie terugkom en jou vra om terug te kom na die Here. Ja. So jy plaas jou eintlik onder die toesig van die hele gemeente. Is jy ook nog bereid om dit te kan doen? Want wat doen ons vandag? Nes iemand met jou kom praat, dan wat doen jy? Kryf jou aan 'n kerk. Kryf jou aan 'n gemeente. Die ons is hier om verantwoordelikheid te aanvaar oor mekaar. En om mekaar in die geloof aan te moedig en te bemoedig. Hy het gesê, vuur mekaar aan, moedig mekaar aan, praat met mekaar, sodat daai vuur van die Gees nie geblus kan word nie. Daai toewyding aan die Here nie geblus kan word. Ons wil vir jou sê, dis lekker om 'n jong man soos jy as deel van die gemeente van die Here Jesus Christus te verwelkom. Ons is nou wat die goedediensgedeelte daarvan, maar as 'n baie groot algemene kerk dwars oor die wêreld. Ons wil vir jou sê, dis lekker om jou hier te ontvang en mag die Here vir jou gebruik. Nee, hy sal jou gebruik na dit toe. Die Here sal jou seën, belewe dit. Die Here sal jou in diens neem en hy sal vir jou regtig 'n pad vir jou rig. Luister net na. Ons is lief vir jou en is vir ons wonderlik dat jy deel kan wees hiervan. Ons sê vir jou baie geluk en ook vir Pa Louis. Vir almal. Dis 'n groot dag hier. Dis 'n hy's nou al lank tot bekering gekom, maar die Here gee hom weer sy krag, die genade om dit openbaar te sê. Ek het die Here
Jesus aangeneem en ek glo op grond van Romeine 12 vers 11 dat ek hom in toewyding sal dien. Reg so? Kom op, dit sal wees. Dierbare Here, o ons Vader, Here Jesus Christus, Heilige Gees, dis mos so wonderlik. Daar word selfs in die Bybel gesê, Lukas 13, dat wanneer een persoon tot bekering kom, is daar vreugde in die hemel. En vandag, Here, hier staan en roep voor U, U ken vir hom van voor sy geboorte af. U het 'n band en 'n verhouding met hom gehad. En U het vir hom gebring tot hiertoe dat hy kan sê, ek wil die Here in toewyding dien en aanbid. Ons sê vir U dankie, Heilige Gees, dat U hom op 'n pad bewaar het en dat U vir hom heilig gehou het en dat U vir hom gehelp het, Here, om werklik waar vir U te leef. Dankie ook vir sy ma en pa en broers se gebede en al die familie rondom hom wat vir hom lief het en wat vir hom omgegee het. Ons wil vra, Here, dat U hom hier onder ons sal seën, maar dat U hom op die wêreld sal instuur en dat hy, Here, U sal lief hê. Ons bid dit, ons weet dit, omdat hy U kind is. Amen. Baie dankie. Ek wil graag vir ons ouderling vra, by die musiesie opkom, wil ek graag vir ons geestelike leier, Gideon Meyer, net vir hom vra dat hy vir jou namens ons 'n boek sal verhaal. Ons wil vir jou 'n kruisie gee, maar dis toe op, en ons kry toe nie in die hande nie. Maar daar is vir jou 'n mooi boek, ek weet net nie of ek al ingeskryf het nie. Dis hy. Geliefdes, ons gaan nie net vir hom sing nie, maar ons gaan 'n paar liedere saam sing. Ek gaan tog so reël dat terwyl ons sing, gaan ons die Here eer met ons stoffelike dankbaarheid en ons gaan ook die Here eer met ons woord, deur dit dan ook uit te sing. Ek wil vir u vra, jy moet tog 'n bietjie kyk na die baie besonderse liedere wat ons vir hierdie geleentheid gekry het ontvang het. Kom ons kyk 'n bietjie daar. Die eerste lied wat ek hê julle moet dalk net luister. Julle sing net die koorgedeelte. Maar ek en die voorsangers gaan die verse sing en dan sing julle die koor. Dis 'n heersappende liedjie. Ek sê net vir die twee voorsangers dat ek weet ek was hier in graad 11 of in standaard 9, ons was nog op skool toe ons gepraat van standaards. Maar wat ek wil sê is dat ek het 'n onderwyser gehad van meneer Spies en 'n juffrou met die naam, ek kan nie wat onthou is van nie, maar in elk geval hulle twee hierdie lied gesing en dit het so by my vasgesteek dat dit my lewe verander het. So kom ons vra dat die geestelike leiers julle kan opneem en dan vra ek vir die gemeente om dan die eerste lied veral die koor saam met ons te sing. Saam vandaan. Oh,
is ook baie mooi, kyk 'n bietjie daai woorde. U ken my deur en deur. U weet hoe ek voel en dink. U maak van sonde vry. U maak van my ook u kind. En ek dink daar is so 2 verse wat ons daar gaan saam sing. Kom ons sing dit lekker saam.
Gees van die Here, die woord van die Here hierdie week so by jou bly, dat jy sal beleef dat daar 'n nuwe verbintenis, 'n nuwe commitment tussen jou en God is. Maar gaan dan uit met die lied, met die woorde van die volgende lied. Soek allereerst die koninkryk van God. Julle gaan deur, julle sing om 2 keer en as julle agterkom, ons kom toe by Halleluja, dan sing julle dit saam met ons Halleluja en ons sluit ons af. Ons kan dit doen. Kom.